Goeiemôre geliefdes. Baie welkom in vanoggend se erediens. En geliefdes, ons tema vanoggend gaan oor die wet gaan en die opsomming van die wet. En ons gaan 'n bietjie nadink oor wat die wet in ons eie persoonlike lewe beteken. Kom ons sing staande saam ons stoeterende lied. God is hier teenwoordig. Gemeente, genade en vrede vir u van God, ons Vader, van Jesus Christus, ons Here, en van die Heilige Gees, ons Trooster. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang ook saam. Amen.
ons het vanoggend om weer saam te kan luister, ook na die wet en vir ootmoediging. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons luister na die wet volgens Eksodus 20 en Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. In 1 Johannes 1 vers 9 staan daar, maar as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. So laat ons daarom sittend ons sondes bely, deur Lied 276 saam te sing. skuld voor God bely het, ook in hierdie lied wat ons saam gesing het,
verseker God se woord ons van sy genade. Ons lees in Efesiërs 2 vers 8, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie van julle self nie. Dit is 'n gawe van God. En daarom gaan ons net so sit en vanuit hierdie genadeverkondiging gaan ons saam in ons harte ook ons eie geloof bely, saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en van Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, nadat ons ook saam ons geloof bely het en weer in die wet ook besef het dat ons skuldig is wanneer ons die wet van die Here hoor, maar ook opnuut sy genade gehoor en ontvang het. Kom ons wy nou opnuut ons lewe aan die Here, deur staande te sing, neem my lewe, laat dit eer. Ons sit net so en dan bid ons ook saam. Ons almagtige hemelse Vader, dankie Here dat ons in 'n verhouding, 'n lewende verhouding met U mag leef. En dankie Here dat ons vandag weer U woord mag oopmaak. U woord wat vir ons beskikbaar is in mensetaal, in ons eie taal. Wat 'n voorreg, Here. En ons bid, Here, dat U ons harte en gedagtes sal oopmaak
vir dit wat U wil hê ons moet vandag ontvang. Maak ons gehoorsaam, Here, om te luister na wat U wil hê, nie wat ons persoonlik wil hê nie. Here, en help ons om dit wat ons vandag ontvang, ook te gaan uitleef, tot eer en verheerliking van U naam alleen, en tot uitbouing van U koninkryk. Want Here, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor U. Amen. Ons lees nou uit Matteus 22, verse 34 tot 40. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hy hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. So geliefdes, ons het vanoggend weer die 10 gebooie gehoor. En nou het ons ook die opsomming van die wet gelees. Nou wanneer baie mense dink aan die 10 gebooie, dan dink mense dikwels dit is net hierdie stel reëls en regulasies en vereistes. Dit is maar net hierdie lys van dinge van wat ons moet doen en nie mag doen nie en hoe ons moet probeer lewe. En eintlik, voel dit soos hierdie lys van dinge wat ons nie kan volmaak regkry nie. En daarom is vandag se eerste vraag nie, wat moet ek doen nie? Of wat mag ek nie doen nie? Die vraag van vandag se preek is eerder, hoe sien God my deur sy wet? Want voordat ons lees hoe die wet van ons iets vra, openbaar dit wie die Here is. En voordat dit ons optrede en ons woorde aanspreek, openbaar dit wat binne in ons harte en in ons gedagtes aan die gang is, aan die gebeur is. Die 10 gebooie is nie bloot 'n stel reëls nie. Dis 'n manier waarop God sy wil aan sy volk geopenbaar het. Die 10 gebooie is nie ver weg van ons lewens af nie. Dis nie iets wat daar in die Ou Testament geskryf is en dit nou maar net daar bly nie. Nee, ons sien keer op keer hoe Jesus ook die wet aanhaal en terugverwys na die wet. Want Jesus het nie gekom om die wet tot nul te maak nie. Hy het gekom om die wet in vervulling te bring. So hierdie 10 gebooie is vandag nog van toepassing op ons lewe. Dis van toepassing op die manier hoe ek my selfoon optel en wat ek op my selfoon of op my rekenaar doen. Dit kom voor in die manier waarop ek leef en praat by die werk. Dit kom voor op die manier hoe ek my geld bestuur en gebruik en spandeer. Dit kom voor in hoe ek mense behandel, selfs wanneer niemand sien of oplet nie. Dit kom nie net voor in my gedagtes of in my optrede nie, maar ook
in my diepste hartsgevoelens en gedagtes. Dit wat ek nie noodwendig met mense deel nie, maar dit wat God weet. So wanneer ons kyk na die wet, dan moet ons vra, wie het die wet gegee? God self. God self het aan Moses die wet gegee, deur om dit self op kliptafels te skryf. En Moses was die menslike verteenwoordiger wat die Here se wet aan sy volk, aan die Here se volk, moes oordra. Die wet is nie mens gemaak nie. Die 10 gebooie is nie iets wat mense uitgedink het of Moses uitgedink het nie. God self het die wet gegee. Die wet behoort aan God. En dan lees ons ook baie keer die 10 gebooie sonder om noodwendig na die konteks te kyk. Waar is die 10 gebooie gegee aan die volk? So wanneer ons Eksodus 19 lees, dan word dit baie duidelik gestel, presies 3 maande nadat die volk uit Egipte getrek het, het hulle by die berg Sinai aangekom, wat ook bekend staan as berg Horeb. En ons weet, dit is waar die volk Israel hierdie kliptafels, hierdie 10 gebooie ontvang het. So hulle was in die woestyn. Maar pas bevry uit slawerny uit Egipte uit. So God gee vir hulle die wet in hierdie konteks. Want hy wil hê sy volk moet loskom van Egiptiese gebruike, Egiptiese gode, Egiptiese reëls en regulasies. En die volk van God het so gewoond geraak aan die Egiptenare se manier van leef en die wyse waarop hulle geleef het. En daarom gee God vir hulle juis hierdie wet. God gee vir hulle hierdie wet vir die pad wat hy ook vorentoe saam met hulle gaan stap, deur die woestyn ook eendag na die beloofde land. Geliefdes, God is besig om deur hierdie wet wat hy gee, 'n nuwe volk te vorm, 'n volk wat heilig is. Hy is besig om aan sy verbondsvolk te werk en daarom gee hy sy wet aan hulle. Wanneer ons kyk na die wet, dan dink ons ook baie keer, maar die wet begin by die stel reëls. Maar in Eksodus 20 vers 2 begin die wet met die volgende: Ek is die Here jou God. Dis waarmee die wet begin. Die wet begin nie met die reëls nie. Die wet begin met: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei. So voordat die wette kom, voordat die reëls en regulasies kom daar eers die bevestiging van God af. Daar is genade. Ek is jou God. En ek is die God wat met jou 'n verbond gemaak het en in 'n verhouding met jou wil lewe. Die wet begin met die bevestiging dat die Here ons God is. So die wet word nie ontvang deur die volk sodat hulle gered sal word nie. Hulle ontvang die wet omdat hulle reeds verlos is deur God se genade. Dit is hoekom hulle die wet ontvang. God het hulle eers bevry uit Egipte uit.
En daarna het hy vir hulle die wet gegee. Hy het eers vir hulle bewys, ek is nog julle God, ek het julle lief, vertrou my. Julle is uit Egipte uit slawerny uit. Selfs die Rooi See is vir julle oopgemaak, sodat julle veilig daardeur kan trek. En toe gee God vir hulle die wet. As beskerming, om hulle lewens op die regte wyse in te rig, om vir hulle leiding te gee in wat God se wil is vir hulle as volk se lewe. Die wet is nie die pad van verlossing nie. Die wet is die pad van die verlostes. Die wet is nie die pad van verlossing nie. Die wet is die pad van verlostes, waarop verloste mense saam met die Here oploop. So daarom kyk God, dis nie eerste na sy volk, en hy sien hulle as hierdie oortreders, en daarom gee hy sy wet om hulle te straf nie. Nee, hy kyk na sy volk as sy verbondskinders, en hy gee sy wet om hulle te beskerm, om saam met hulle die lewenspad te loop, wat hulle gaan loop, met die belofte, ek is die Here jou God. En so kyk die Here ook na ons geliefdes. Die wet begin ook vir ons by, die Here is ons God, ons persoonlike verlosser. En die Here wil hê ons moet saam met hom wandel, in die wette, in sy wil. Ons hoef dit nie alleen te doen nie. Dis nie vir ons hierdie stel reëls wat gegee is, wat ons op ons eie moet probeer regkry nie. Want die Here beloof eerste, ek is die Here jou God. Geliefdes, wanneer ons na die wet kyk, en Jakobus 1 gebruik hierdie beeld. Jakobus 1 verduidelik dat die wet soos 'n spieël is waarin ons kyk. En wanneer ons opreg in hierdie spieël inkyk van die wet, dan besef ons eie gebrokenheid, ons besef ons sonde, ons besef hoe ons werklik voor die Here veronderstel is om te verskyn. Want deur die wet ontdek ons dat ons harte so dikwels wegdwaal van die Here af. En ons ontdek deur die wet dat ons op soveel ander dinge vertrou vir sekuriteit in plaas van om op die Here te vertrou. En ons ontdek deur die wet dat ons vol van hierdie begeertes en vergelykings is. Dat ons nooit tevrede is nie. Ons ontdek deur die wet dat ons woorde en dade so dikwels afbreek, eerder as om op te bou. En ons ontdek deur die wet, dat ons liefde vir God, en ons liefde vir ons naaste, en ons liefde vir onsself, so dikwels tekort skiet. Dus kyk, in hierdie spieël van die wet, en ons besef, ons kan dit nie regkry op ons eie nie. Paulus sê so mooi in Romeine, deur die wet leer ons wat sonde is. Die wet wys ons, waar is daar die ding in my lewe, wat ek weet nie reg is nie. Die wet wys ons nie net wat ons doen nie, hoe ons optree nie, hoe ons praat nie. Die wet wys vir ons
wie ons regtig ook is. Dit wys vir ons wat in ons harte lê, wat in ons gesindheid lê. Dis wat die wet ons wys. En wanneer ons in hierdie spieël van die wet kyk, dan kan ons nie anders as om in dankbaarheid te reageer vir Jesus nie. Jesus wat gekom het om vir ons die hart van die wet te wys. In die tyd waarin Jesus hierdie woorde gesê het wat ons gelees het in Matteus 22, was dit 'n tyd waarin godsdienstige leiers geweet het dat die wet uitgebrei is tot honderde voorskrifte. So hierdie 10 wette wat God oorspronklik gegee het verander en vermeerder in meer as 600 wette. Meer as 600 wette wat mense uitgedink het. Wat mense gedink het wat die 10 gebooie pas en aanpas. Tradisies en reëls wat uitgedink is. En daar was dikwels gestryd tussen die geestelike leiers in Jesus se tyd oor watter wette nou meer belangrik is en minder belangrik is. Nie die 10 gebooie nie, die meer as 600 ander. Watse tradisies moet ons nou volg? Watse tradisies is meer belangrik? En daarom het hierdie persoon na Jesus toe gekom, maar nie om te leer nie. Sy gesindheid was om Jesus te probeer vastrek met hierdie vraag. Want daar was gedurend geargumenteer. Hoe onderskei ons tussen groot wette en klein wette en watter wet is meer belangrik en minder belangrik? En hoe antwoord Jesus? Jesus antwoord, jy moet die Here jou God lief hê. Met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jesus kom sê nie iets nuut vir hulle nie. Want in hierdie gedeelte haal hy Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18 aan. Jesus haal aan uit die Ou Testament uit. Want hy het gekom om die hart van die wet te kom wys, om die wet te kom vervul. Hy skaf nie die wet af nie. Hy sê nie iets nuut vir hulle nie, maar hy wys vir hulle waaroor die wet werklik gaan. Want die wet, al die gebooie, vloei vanuit liefde. Liefde vir God, liefde vir onsself en liefde vir ons naaste. So wanneer ons kyk na die eerste 3 gebooie, dan gaan die eerste 3 gebooie oor liefde vir God. Daar is net een God. Dis die enigste God wat ons moet aanbid. En ons moet die naam van die Here eer. Ons mag nie sy naam misbruik nie. So die eerste 3 gebooie gaan oor liefde vir God. En dan kom die 4de gebod, heilig die rusdag. En dit is 'n liefde vir jouself. Want God wil hê, ons moet genoeg liefde vir onsself hê, sodat ons na onsself sal kyk, dat ons batterye sal herlaai, dat ons sal ruskanse neem saam met die Here. Dat ons in die Here elke oggend en elke aand 'n rus kan vind wat die wêreld nie kan bied nie.
Dat ons sal tyd afsonder om saam met die Here te wees en saam met hom te spandeer. En dan die gebooie 5 tot 10 gaan oor liefde vir ons naaste. Dat ons hulle nie sal skade aandoen nie, dat ons hulle nie sal seermaak nie. Dat ons nie iemand te onreg sal aandoen nie. So die gebooie word saamgevat. Nie as 'n lys van reëls nie, maar as 'n lewe van liefde. Dit is wat die gebooie is. 'n Lewe van liefde. En geliefdes, ons kan dit nie regkry vanuit onsself nie. As die liefde van God nie deel van my lewe is nie, as ek nie die liefde van God beleef en ervaar nie, gaan ek nie liefde kan uitleef nie. Gaan ek nie liefde kan wys nie. En daarom moes Jesus Christus as mens gebore word. Want Jesus is die enigste een wat God volkome lief gehad het. Wat as mens sy naaste volkome lief gehad het. So lief gehad het, dat hy sy lewe vir hulle afgelê het. Jesus is die enigste mens wat volkome die wet nagekom het. Die enigste mens wat dit reg gekry het om volkome genoeg, maar nie te veel. Tyd vir homself af te sonder om te bid en in sy Vader se teenwoordigheid krag te ontvang. Jesus is die een wat vir ons die volmaakte voorbeeld kom stel het, wat die wet kom vervul het, nie vir homself nie, geliefdes, vir ons. Vir ons elkeen wat ook vandag hier sit. En daarom, omdat hy die wet volkome nagekom het, omdat hy sonder sonde was hy die enigste een wat waardig was om gekruisig te word vir die oordeel wat ons verdien. Vir die foute wat ons maak. Vir die sonde wat in ons is. Geliefdes, daarom is die wet ook vir ons 'n pad van dankbaarheid. Want deur gehoorsaamheid aan die wet, sê ons vir die Here in waarheid, dankie. Dankie Here vir dit wat U reeds vir ons gedoen het en wat U vir ons besig is om te doen. Die wet is 'n pad van dankbaarheid vir 'n gelowige. Dis nie 'n tronk nie. Die wet is nie vir ons hierdie stel reëls wat vir ons 'n tronk is nie. Die wet is vir ons 'n padwyser, 'n rigtingaanduier. En die Heilige Gees skryf hierdie wet van die Here nie vir ons op kliptafels nie, maar skryf dit vir ons in ons hart. Gehoorsaamheid, geliefdes, is uit dankbaarheid vir God se liefde wat ons ontvang. En daarom, wanneer God sê, jy mag nie steel nie, roep hy ons ook om vrygewig te wees. Wanneer hy sê, jy mag nie vals getuig nie, dan roep hy ons om mense van waarheid en van lig te wees. Wanneer Jesus sê, jy mag nie begeer nie, dan roep hy ons tot tevredenheid, innerlike tevredenheid. Die Here roep ons om op 'n ander weg te gaan. Om die nou pad te loop, die smal weg te loop saam met hom. Want die wet wys die pad,
Maar geliefdes, die liefde is die manier waarop ons die pad moet loop. Jesus self sê, die wet gaan nie net oor ons uiterlike woorde en ons uiterlike dade nie, dit gaan oor ons hart, oor ons gesindheid. Die 10 gebooie verander nie net my gedrag of my begeertes nie, dit verander ook my gedagtes, my innerlike ingesteldheid, my prioriteite, die manier waarop ek liefde uitleef. Christus het ons gered. Daardie redding is nie moontlik vanuit onsself nie. En daarom kyk God na ons deur Jesus Christus. En wanneer hy na ons kyk, dan sien hy ons deur die bloed van sy seun wat vir ons gevloei het. So die wet kom wys vir ons. Ons is meer as ons sonde en ons foute en ons gebrokenheid. Die wet kom wys vir ons is in die beeld van God geskape om sy liefde te deel. God sien ons as mense wat hy gevorm en geskep het. Wat hy lief het. Mense wat hy deur sy seun verlos het. Mense wat hy deur sy gees vernuwe en verander. Die wet wys vir ons die weg waarop ons moet gaan. Maar die liefde lei ons op die weg. En daarom, geliefdes, mag ons gaan en mag ons gaan leef in liefde. Liefde vir God bo alles. En liefde vir ons naaste, soos vir onsself. Amen. Geliefdes, ons gaan vanoggend afsluit deur staande 'n slotlied te sing, dan te bly vir die seëngroet en daarna gaan ons afsluit met die amen. So kom ons staan saam.
Mag hy geseën word met die teenwoordige liefde van ons hemelse Vader, deur die bloed van sy Seun Jesus Christus. Mag u as verlostes leef, en deur die kragtige werking van die Heilige Gees, mag u sy lig en sy liefde in hierdie wêreld gaan deel. Amen.